welkom by Corpus Online. Ons hoop dat jy vanoggend saam met ons geniet en ons koop vanoggend ons nuwe jaar tema Essentials af. En Johan gaan bietjie met ons iets deel wat hy op sy hart het. Januarie se tema is woord. Ons gaan hierdie jaar saam reis rondom wat is essentials in ons as manne en vroue wat 'n pad stap saam met Jesus. Wat is die essensiële goed, die beginsels wat daar hoort en ons is baie opgewonde hieroor en ons glo dat aan die einde van hierdie jaar jy sal gegroei het in jou reis saam met die Here. En om jou te help om te groei op hierdie reis het ons met 'n maatskappy met die naam Right Now Media hande gevat om gratis vir jou 'n toegang te gee tot die Right Now Media app of toep as jy nou suiwer Afrikaans wil praat. En so hierdie app is heeltemal gratis. Jy kan die link gaan klik in die description van hierdie video en daar kan jy gaan aansluit en jy gaan sien daar is 'n ongelooflike groot verskeidenheid goed wat jy na kan kyk en spesifiek goed vir die kinders. Ons weet die skool maak eers einde Januarie oop en jy wil nie noodwendig alles wat op Netflix of YouTube of DStv is vir hulle wys nie. Hierdie is Christelike programme vir jou kinders en weer eens, dis gratis. En jy kan dit gebruik, daar's kort dagstukkies waarna jy elke dag kan luister. En ons is opgewonde oor hierdie, want ons glo dat nou jy toegang tot meer as ooit van tevore en nuwe goed. So ek wil jou gaan uitnooi, gaan laai hierdie toep af en mag dit jou bless daar waar jy is. Ons gaan ook nou lekker saam worship, maar voordat ons dit doen, kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend die voorreg het om so saam te kan kuier hier aanlyn. En ek vra Here dat elke persoon hier nabyheid, daar in hulle sitkamer, in hulle kamer, waar ook al hulle is, sal beleef, Here. Kom vanoggend en kom deurdring ons met u teenwoordigheid, Here. Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Voordat ons in die worship ingaan, ek wil jou guns vra. Dis vir ons so belangrik, aangesien ons nie in persoon op hierdie stadium bymekaar kan kom nie, dat ons hierdie aanlyn byeenkoms sien as 'n location, as 'n plek wat ons saam kom en saam kan gesels. Ek wil jou vra. As Johan enigiets vanoggend in sy boodskap sê wat jy mee saamstem, sê amen en sê jy weet dis vir my of jy weet praat met ons, sê vir ons nou in hierdie oomblik, sê vir ons hallo, tik onder hallo. Dis vir ons belangrik dat jy daar is en ons wil saam met jou gesels en as daar enigiemand is wat gebed nodig het, stuur vir ons 'n boodskap hierso op Facebook of op YouTube of waar ook al jy hierdie boodskap kyk, reik uit. Dis vir ons belangrik om met jou te connect en met jou te gesels in hierdie oomblikke ook. So maak seker dat jy saam met ons gesels. Kom ons worship saam en ons vertrou vanoggend dat God jou gaan ontmoet daar waar jy is. Who breaks the power of sin and darkness? His love is mighty, so much stronger. The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder, leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Whoa, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan his son and daughter? The King of glory, the King above all kings. Who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you
King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. He worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. Then I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Goeiemôre al ons vriende, mense, selfs ouens wat ek dalk nie eens ken nie. Vanoggend is nou weer een van daai wrangsmaakoggende waar ons nou voor 'n kamera moet sit in plaas van om mense persoonlik fisies voor ons te hê, wat eintlik die eerste prys is. Nadat ons voor die vorige level 3 gegaan het, level 5 en 4 en toe 3, en ons kon weer met mense persoonlik kontak maak, was dit so wonderlik. En ons het besef wat ons gemis het. En nou voel dit of ons weer bietjie agteruit beweeg het, want ons sit eintlik nou weer daar. Maar kom ons vat hom so, en ons maak die beste van hierdie slegte saak. En ons wees verantwoordelik, en ons vertrou die Here, dat ons deur sy koninkryk hierdie ding vorentoe gaan oorkom. Hierdie is die eerste Sondag van die nuwe jaar, 2021. Ek sal nooit vergeet nie, toe ek 'n jong man was, wat net begin werk het, en ek my eerste polis uitneem, en hulle sê, hoorie, hierdie polis gaan uitbetaal in 2021 of 2020, toe voel dit vir my verskriklik ver. Vandag is ons al daar. En ons kyk terug en ons besef, maar die lewe het eintlik so vinnig verbygegaan. Ek wil vanmôre met jou praat oor 'n paar skrifgedeeltes wat ooreenkom min of meer, en elkeen het net so 'n bietjie 'n ander faset. Die eerste is Markus 6, vers 30 tot 34, en ek het nou al 'n paar keer hierdie afgelope tyd oor hierdie spesifieke skrifgedeelte gepraat, maar ek wil oor vers 34 spesifiek praat oor Jesus se uitkyk. Hoe sien hy, hoe kyk hy na mense? En dis my tema vir oggend, hoe kyk Jesus? Kom ons lees, Markus 6, vers 30 tot 34. En die apostels het by Jesus saamgekom, dit is nou nadat hulle op hulle sending was en teruggekom het by Jesus, saamgekom en hom alles vertel wat hulle gedoen sowel as wat hulle geleer het. En hy sê vir hulle, kom julle self in die eensaamheid na 'n verlate plek en rus 'n bietjie. Verlede maand toe ons gepraat het oor rus, het ek juist dit gebruik as 'n tema. Maar dan sê hy die volgende sin het, hy sê, want daar was baie wat kom en gaan, en hulle het selfs geen geskikte tyd gehad om te eet nie. En hulle het met die skei vertrek na 'n verlate plek en in die eensaamheid. En die skare het hulle sien weggaan, en baie het hom herken en te voet van al die stede af daar saamgestroom en voor hulle uitgegaan en by hom vergader. En toe Jesus uitklim, sien hy 'n groot menigte, met ander woorde 'n klomp mense. Ons lees verder aan, dit was net die mans alleen was omtrent 5000 mense. En hy het vir hulle innig jammer gevoel, omdat hulle so skape sonder 'n herder was, en hy het hulle baie dinge begin leer. Nou die woorde wat in my hart vassteek, wat ek die kernwoorde wil maak vir oggend, is hier in vers 34, en hy het vir hulle innig jammer gevoel, toe hy na hulle gekyk het. Matteus 14 vers 14, die ooreenstemmende gedeelte, en toe Jesus uitgaan, het hy 'n groot menigte gesien en innig jammer vir hulle gevoel, en hy het hulle siekes gesond gemaak. Lukas 9 vers 11, maar die skare het dit te wete gekom en hom gevolg, en hy het hulle ontvang en met hulle gespreek oor die koninkryk van God, en die wat genesing nodig gehad het, gesond gemaak. Nou, in al drie hierdie gedeeltes in die verskillende evangelies, is dit die hoofopskrif daar is, die eerste vermeerdering van die brode, wat 'n groot wonderwerk was. Maar, as ek nou vanoggend hierna kyk en ek sien hierdie woorde, Jesus het na hierdie mense gekyk, hy het hulle gesien en hy het
vir hulle innig jammer gevoel. In Markus lees ons, want hulle was soos skape sonder 'n herder. Die vraag kom by my op, wat sien Jesus? Om te verstaan hoe kyk Jesus, is om ook te weet, wat sien hy? En dis wat ek met jou wil deel vanmôre. Ek wil hê dat jy iets moet verstaan van wat in God se hart aangaan. En wat doen hy met dit wat in sy hart gaan? Wêreldwyd en in die hele Suid-Afrika is daar onsekerheid. Ons weet nie hoe hierdie jaar wat voorlê gaan uitspeel nie. Al die bekende dinge rondom ons is eintlik van ons weggeneem, nie noodwendig deur ons president nie, maar deur die omstandighede, deur hierdie virus en deur alles wat met ons aangaan, en niemand van ons weet hoe môre gaan lyk nie. So kom ons kyk net bietjie hoe Jesus eintlik na die hele wêreld op hierdie oomblik kyk. Hoe kyk Jesus? In die eerste plek, hy kyk met sy hart. Jesus kom kyk met sy hart. Onthou julle, ons het hierdie kernvers in die Bybel, in die Nuwe Testament, God se reaksie op die mensdom, waar hy met liefde na die wêreld kyk. Johannes 3 vers 16 sê hy, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ook in die konteks van herderskap. Jesus kom deel hier met ons sy hart in Johannes 10 vers 11, verklaar hy homself as die goeie herder, wanneer hy die vergelykenis vertel van die goeie herder. En hy kom verduidelik eintlik dat die hele skepping en menswees vir God en God se wese gaan oor verhouding. So wanneer God na die mense kyk, of wanneer Jesus na die mense as verteenwoordiger van God vir 'n gegeewe tyd hier op aarde na mense kyk, dan kyk hy met hulle vanuit sy hart. En hy sien goed. Hy sê nou in Markus 6 vers 34, want hulle was so skape sonder 'n herder. Dis vir my asof daai woorde vir my kom sê, Jesus kry hierdie mense innig jammer, want hulle het nie 'n leier nie. En hierdie woord innige jammerte is hierdie Griekse woord wat iets kom verduidelik van wat in 'n mens se maag aangaan. Ek weet nie of jy al gevoel het as jy sien jou kind gaan nou seer kry, of jou kind is besig met verkeerde goed en jy's nie nou daar onmiddellik om hulle te help nie, dan is dit asof daar hierdie draaikolk in jou maag ontstaan. Dis asof iemand hulle hand in jou maag kan insteek en net jou maag so draai gee. Ek weet nie of jy al gevoel het nie, as jy bietjie vinnig met jou kar oor 'n hobbel gaan. En dis asof jou lyf afkom, maar jou maag bly nog daarbo. Dis daai draai gevoel wat jy in jou maag kry. Dit is wat Jesus gekry het. En hy het 'n klomp goed gesien in daardie mense. In Markus 6 lees ons, was leierloos. In Matteus lees ons, hy het hulle innig jammer gekry en dadelik het hy siekes begin gesond maak. So Jesus kyk na mense en hy kyk na die wêreld, hy kyk na mensdom, wil ek hê moet jy verstaan vandag, dat hy na jou kyk, na die wêreld kyk, na die mensdom kyk, met hierdie draaigevoel in sy maag, waar hy beleef, maar, dis vir my swaar, om die mensdom so te sien. Want God het elke mens lief. Hy het nie net die mense lief wat hom volg en wat vir hom lief is en wat gehoorsaam is nie. Nee, hy het sondaars, hy het elke mens lief. Hy het daai ou wat by die verkeerslig staan met 'n bordjie en bedel. Hy het daai persoon lief. Ek wonder vandat ek nou hierdie verse net weer oor en oor lees, dan wonder ek as ek by 'n verkeerslig kom en ek sien iemand staan of by 'n stopteken kom en ek sien iemand staan wat vra vir geld, dan wonder ek hoe voel God oor die persoon. Hoe kyk hy na hierdie mens? En daar in jou huis waar jy nou sit en luister na hierdie boodskap, God kyk na jou. En miskien het jy behoeftes of krake in jou lewe. Miskien voel jy leierloos vanoggend. Miskien het jy pyn en hartseer in jou lewe. Dalk is daar 'n siekte. Jy moet verstaan dat Jesus kyk na jou met 'n innige jammerte wat sy maag laat draai en dit dryf hom om uit te reik na jou toe.
Ek wonder hoe sien hy hierdie hele situasie rondom COVID-19 in hierdie jaar wat verbygaan. Mense wat smag na hulle asem. Ek dink nie Jesus kyk gevoelloos weg. Ek dink hy kyk in mense se oë in. Hy kyk in mense se harte in en hy sien hulle as skape sonder 'n herder. Ek wonder wat voel Jesus in hierdie oomblik oor Suid-Afrika. Daar's nie net die COVID nie, daar's die plaasmoorde en daar's mense wat aan dwelms verslaaf is. Daar's mense wat baie ander krisisse in hulle lewe. Mense wat dalk drank verslaaf is. En nou mag hulle nie drank gaan koop nie. Miskien sit jy en luister daarna hierna vanoggend en ek wil hê jy moet weet dat Jesus se hart gaan uit na jou toe. Hy kyk na jou met 'n holkol op sy maag. As ek dit menslik kan verduidelik. Dis hoe God oor jou voel. Sy maag draai oor jou. En hy wil uitreik na jou. En dit veroorsaak dat hy ons lees hier in Markus 6, hy het hulle baie dinge geleer. Jesus het met ander woorde, toe hy na hulle kyk en hulle innig jammer voel, het hy hulle begin leer oor wie God werklik is. En ons lees in Lukas 9, lees ons dat Jesus het oor sy koninkryk gepraat en die gedeelte uit Lukas 9 wat ek met jou gedeel het, vers 11, maar die skare het dit te wete gekom en hom gevolg en hy het hulle ontvang en met hulle gespreek oor die koninkryk van God. Jesus het oor niks anders gepraat as oor die koninkryk nie. En hierdie woord koninkryk beteken heerskappy van God. God wil met sy sagte hart, met sy innige jammerte, met sy liefde, wil hy kom heers oor ons lewens en oor die wêreld. Want daar's ander koninkryke. Jy sien, God se koninkryk verskil van die koninkryk van die duisternis. Sy koninkryk is 'n koninkryk van lig, van lewe, van waarheid. Verskil so van die koninkryk van die leuen van die vyand. Ons lees so in Johannes 8:44 dat die vyand, die dief het gekom om te steel en om mense te kom doodmaak. Jesus openbaar dit in Johannes 8:44. Sê hy het gekom om te kom doodmaak. Hy's 'n mensemoordenaar van die begin af. En wanneer hy praat hy leentaal. Hy praat uit sy eie uit. Hy's die leenaar en die vader van die leuen. Maar God se koninkryk is waarheid. God se koninkryk is lig en is lewe. En dit is wat Jesus kom leer en ons sien dat hy in Matteus 5, 6 en 7 kom leer hy beginsels van die woord en ek wonder, daar in Markus 6, toe hy na die mense kyk en hulle innig jammer gevoel het hy nie dalk soortgelyke waarhede oor die koninkryk met die mens kom deel nie. Nou dink ek aan die saligsprekinge, waar hy kom en hy sê, salig is die wat arm is van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Miskien treur jy vanmôre. En Jesus kom leer jou. Hy kyk na jou met innige jammerte en hy sê, luister, ek wil jou vertroos vanmôre. Ek sien jou trane. Soveel so dat Jesus in Matteus 11 vers 28 kom en hy kom roep uit. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek wil vir jou rus gee. Ek wil vir jou kalmte gee. Ek wil jou bedien. En dan sien ons hoe dat Jesus net kom en mense kom rustig maak deur sy wysheid, deur sy woorde, sy almag. Wat sal Jesus se woorde aan my en jou wees vandag? Ek dink sy woorde sal wees, kom soek eers die koninkryk en sy geregtigheid en al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word, soos wat hy hier in Matteus 6 vers 25 met ons kom praat oor die kwellinge van die lewe. Hy sê, moet jou nie bekommer oor die dag van môre, wat jy gaan eet, wat jy gaan drink, wat jy gaan aantrek. Ek wil jou oproep vanmôre om net te kom vashou aan die innige jammerte waarmee God na jou kyk in hierdie dag. En Jesus het dit net kom wys. In die dae waarin hy hier op aarde rondgeloop het. Matteus 6 kom leer hy die mense bid. Dis 'n tyd hierdie waarin ons op ons knieë voor die Here kan gaan en kom ons verootmoedig voor hom. En ek weet hy sal ons uitred. Ek lees net in hierdie week
2 Kronieke 7 vers 14, waar die oomblik toe die kinders van die Here hulle kom verootmoedig aan hom, toe reageer God positief en hy kom red hulle uit. Miskien is dit 'n tyd hierdie waarin God ons wil kom leer om ons te verootmoedig aan hom en voor hom. En nie groot en trots wees en braaf en manhaftig te probeer wees om te sê ek gaan nie met 'n masker loop of ek gaan nie gehoor gee aan al hierdie wette en goed wat nou op ons afgedwing word nie. Kom ons kom kniel voor die Here en ons sê Here, dankie dat U na ons toe uitreik met innige jammerte. Dankie dat ons kan wag op U wysheid in ons lewe en vir ons lewe. En dan sien ons dat wanneer Jesus na mense kyk met innige jammerte en hy leer hulle, sien ons in Matteus 14 en ook in Lukas 9 vers 11, sien ons dat hy sy almag in werking stel. Jy weet, God kyk met 'n sagte hart na die mensdom. Ja, hy kan soms kwaai wees, maar wanneer hy kyk met innige jammerte, dan gaan hy oor en hy kom doen iets aan jou omstandighede. Hy kom doen iets aan jou gemoed, jou emosies. Miskien voel jy bietjie af vanmôre. Jesus praat nie net nie, hy kom doen ook. Hy het nie net lering gegee nie, hy het siekes kom gesond maak. Hy het duiwelbesetenis kom bevry. Hy het ongeredde mense die geleentheid gegee om gered te word. Hy gee hulle kos. En ons sien, hierdie gedeeltes is in al die evangelies, is dit die gedeelte waar hy die brood kom vermeerder. Hy kyk na die mense en hy sien maar, hulle het nou agter hom aangestap. Hulle het honger geword. Hulle het vir ure lank nie iets gedrink of geëet nie. Kom, ek gee vir hulle kos. En hy roep die disippels op en hy sê, wat het julle? En hulle sê, ag, ons het 5 broodjies en ons het 2 visies. En ander hoedanigheid sê hulle het 'n paar geldstukkies, hulle sal nooit met die paar geldstukkies vir al die mense kan kos koop nie. En Jesus kom en eerstens gee vir hulle kos. Maar hy gee vir hulle kos nadat hy hulle gesond gemaak het. Ek wil vir jou bid vanmôre. As hy na jou kyk, wat het hy nodig om in jou huis te kom doen? In jou lewe te kom doen? Want hy kry jou so innig jammer. Die man op die straat, hy wil hom vrymaak van dwelms of van al die redes waarom hy ook al daar op straat is. Die Here wil jou uitred. As jy dalk vandag kyk na hierdie boodskap, God wil jou uitred in die naam van Jesus. Hy wil jou vrymaak van enige verslawing. Hy wil jou vrymaak van drankmisbruik. Hy wil jou vrymaak van dwelms. Hy wil jou vrymaak van 'n gebroke gees. Depressie wil jou vrymaak vanmôre. Miskien sit jy met 'n krisis aan finansies, jy het nie brood in jou huis nie. Die Here kan vanuit 'n krummeltjie vir jou genoeg gee om te eet. Ons sien dit reg deur die woord. Maar miskien is jy siek vanmôre. Miskien het jou liggaam sy aanraking nodig. En terwyl ek hier sit, weet ek, die Here wil jou nie net gesond maak nie. Hy sê nie net hy kan jou gesond maak nie, hy kan. Hy kan elke omstandigheid in jou lewe kom aanraak. En die beste van alles is, hy kyk na jou met innige jammerte, hy beleef jou pyn en jou gebrokenheid saam met jou vanmôre. So wat is dit wat jy vanmôre nodig het? Ek wil graag vir jou bid. Miskien het jy nodig om daar waar jy in jou liggaam kranklik is, stikkend is, sieklik is. As jy dalk vanmôre die coronavirus het, wil ek vra dat jy jou hand hier op jou bors sit, sodat jou longe aangeraak kan word. As jy vanmôre dalk 'n sielkundige krisis het en 'n emosionele krisis het, kom sit jou hand hier op jou kop. As jy miskien vanmôre 'n krisis het met finansies, kom vat jou beursie en sit jou hand op jou beursie terwyl ek saam met jou bid. Want die Here kyk na jou met innige jammerte. Dit is die woord vanmôre wat ek met jou wil deel. Kom ons sluit ons oë. Vader, ek wil my hand namens mense op my bors sit. En die wat vanmôre dalk die virus onderlede het en sukkel om asem te haal, bid ek in hierdie oomblik dat U hulle kom aanraak. Dat U asem deur daai longe beweeg en U hierdie virus uit hulle liggaam uit verwyder. Kom genees hulle. Mense wat met 'n kniegprobleem of met kanker sit,
en hulle hand op daardie spesifieke plek in hulle liggaam sit. Dankie Here dat ek in die naam van Jesus genesing van siekte oor hulle kan uitspreek. Mense wat kanker het, ons spreek die genesing van Jesus oor jou liggaam in hierdie oomblikke. Mense wat met finansies 'n krisis het as gevolg van hierdie tyd waarin ons lewe, dalk hulle werk verloor. Here, terwyl hulle hand op hulle beursie sit in hierdie oomblik, dankie dat U hulle finansies kom aanraak en dat U hulle seën in 2021, wil ek U seën uitspreek oor elke persoon. Mense wat honger het vanmôre. Here, roep mense op, gelowiges, om U stem te hoor en iets te doen aan die stem en stuur hulle na plekke toe waar mense U nodig het. Ons bid dit alles in die naam van ons Koning en Verlosser, Jesus Christus, ons Meester. Amen. Mag die Here jou seën in 2021 en jy al die vrese van hierdie jaar wat voor jou lê, sal oorkom in sy naam.